Is jy bekend met die verskillende areas in die Rooikamp, dus bijvoorbeeld Volstruiskamp, Gordijntjiesdorp? Kan jy ander areas in die Rooikamp onthou miskien? Ja, nee, beslis. Ek is, soos ek sê, gebore op die stasie. En as 'n stasiekind moes ek deur die begrafplase loop om by die skool te kom. En die Ceres Primêre Skool is reg oor die ou Gordijntjiesdorp geleë. Laer af in die straat waar die kliniek vandag is en die biblioteek vandag was Volstruiskamp. Oor die treinspoor was die White City aan die een kant, aan die regterkant, en aan die linkerkant was wat ons genoem het die Ou Rooikamp. Verder af in die straat was op die linkerkant die Sandkamp, wat later ontwikkel is. En aan die agterkant van die Sandkamp was die voetbalveld, waar die ou rugbyveld voorheen was, 'n verskriklike stowwerige en sand rugbyveld. Daarom die voetbalveld. Stakingstraat, Gardenia Laan, Albertestraat is deel van daardie kompleksie. Die Sandkamp, Volstruiskamp en die voetbalveld was almal inisiatiewe van die Ceres Fruit Grower koöperasie. Want baie van die mense wat eers in die Volstruiskamp gehuisves was mense wat van Wollaston en Calvinia en plekke in die Karoo gekom het om op Ceres seisoenswerk te kom doen. En uiteindelik is daai seisoenwerkers later in die Ceres gemeenskap geïnkorporeer. Die White City was vroeër bekend as Sakkiesbaai. Daar het die swart mense hulle gebly voordat Noduli ontwikkel is. En kan julle glo, ons was so bang om in Sakkiesbaai te kom. Want die mense het ons gewaarsku dat ons gaan doodgemaak word en ons velle gaan vir toergoed gebruik word. So daai storie kom al 'n hele klomp jaar aan. Waar Pieterspark vandag is, was het letterlik 'n beeskamp. En aanvanklik was die gebied ook die beeskamp genoem, voordat dit Pieterspark geword het. En as jy in Pieterspark reis, sal jy sien, daar's name so Stanleystraat en Fortuinstraat ensovoorts. En daardie name is gegee, die straatname is gegee vir die verteenwoordigers van die destydse kleurlingbestuursraad, wat saam met langs die munisipale raad fungeer het. Ja. So that is the history, a little bit of history of Ceres. Miskien interessant, ek weet nie of mense bewus is daarvan nie, maar die gedeelte tussen Pretoriastraat of Bergsigstraat, nee, as jy deur die Laagwaterbrug kom. Aan die kant daar by Ja. die weg nog. Ja, deur die Laagwaterbrug kom, tot by Laerstraat is dit nog Pretoriastraat. Daarna word dit Bergsigstraat. Nou, die strook tussen Bergsigstraat, Pretoriastraat en Nodeestraat, aangrensend aan Laerstraat, daar het mense gebly. Die Krotse, die Boysens, daar het mense gebly. Die aardbewing het gesog
dat die oase van daai deel van Ceres 'n redelike knou gekry het. En alhoewel daarvan die families al voor die tyd uit daardie area uit moes trek as gevolg van die groepsgebiede wet, is die res van die mense makliker verskuif met die aardbewing. En want daardie tyd was, daardie gedeelte was blykbaar al die tyd geoormerk as 'n bufferstrook tussen die wit mense en die bruin mense. Aan die oorkant van die bufferstrook was daar ook mense wat daar gebly het. Daar was 'n groot huis, kafee ding waar die breingebouetjie staan. Ek dink is 'n munisipale kragstasie. Ja, daar het was die huis van die Jassons en dan was daar verder, ek kan nie nou mooi onthou nie. Ek weet anti-Hakkie Witness, hulle het op die hoek gebly van Leilstraat en Mitchesonstraat, so in amper 'n klein hoewe. En waar die tydelike geboue van die destydse Ceres middelbare skool Fred Gaam, nou die Ceres leersentrum nou is, het daar ook mense gebly. Sakitenesin, die Riddelse, hulle het in daai area gebly. Daai stukkie het ons was genoem Blackberry Avenue. Okay. Hy het nog al 'n mooi naam gehad. Want daar was braambosse net soveel jy. Daar het ons brame gepluk. Ja, en moerbybome daar gestaan. Lekkerste vyebome en peerbome en al sulke bome was deel van daardie deel van die ou Ceres.